Ek wil vanmôre aan die Here die eer gee. Ek is so lief vir die Here. Is jy lief vir die Here? Ja, ek sien daar so 'n paar. Is jy lief vir die Here vanmôre? Ek is so lief vir die Here. En ek is so opgewonde in hom, want hy is 'n goeie God. Hy is 'n groot God. En ek weet dat die Here vanmôre iets groots vir iemand gaan doen. Jy moet dit vat vanmôre. Die Here is in hierdie plek. Ek glo dit met my hele hart, want hy is hier. Die woord sê, waar 2 of 3 my naam vergader, daar sit in julle midde. En elkeen van ons wat wedergebore is, dis nie asof die Here nou net vanmôre hier opdaag nie. Ek meen, hy is in ons en ons beweeg in hom en ons is saam met hom. En waar ons as kinders van die Here saamkom, daar gebeur ook bonatuurlike dinge. En ek weet dat die Here het vanmôre 'n afspraak met my, met jou, met elke een in hierdie plek, want dit gaan oor hom en hom alleen. Gaan nie vanmôre oor my opinie, gaan alles oor die Here. Ek wil saam lees uit 3 verskillende gedeeltes uit die woord van die Here. En ek bid dat die Here vanmôre jou sal laat reg hoor, sodat daar geen misverstand sal wees in die woord van die Here nie. Openbaring hoofstuk 2 vanaf vers 2 tot en met vers 7. Openbaring hoofstuk 2, en dit is nog een van die briewe waar God met die gemeente praat. Openbaring hoofstuk 2 vanaf vers 2 tot 7. Hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei het en nie moeg geword het nie. Weet vanaf daar stop. As mens na hierdie gedeelte kyk, klink dit na iemand wat regtig waar die Here dien. Wat in die waarheid staan nie in die leuns nie. Hy arbei vir die Here en hy doen alles vir die Here en hy het nie moeg geword nie. So dit klink nogal na iets wat ek graag wil wees. Here, ek wil aan hierdie punte wil ek ook voldoen. Ek wil arbei vir die Here, ek wil nie in leuen staan nie, ek wil nie saam met hulle staan wat vals is nie. Ek wil arbei vir die Here en ek wil nie moeg word in die arbeid nie. So as ons na hierdie eerste gedeelte kyk, dan klink dit Here, hierdie ou het iets reg gekry, of hierdie vrou, hierdie persoon het iets reg gekry in hulle verhouding met die Here. Dit behoort iemand te wees wat dit gaan maak. As ek na dit kyk, dan sal ek sê, Here, dit moet iemand wees wat dit gaan maak. Julle arbei vir die Here, julle lewe gaan daarvoor om vir God te werk. Julle lewe gaan daaroor om in die waarheid te staan. En hulle wat van die pad af is, op te sê, maar hierdie ouens is nie in die waarheid nie. Dit is die waarheid. So hierdie persoon moet regtig waar arbei vir God, nie moeg word vir die Here nie, en alles doen. So hy lyk vir my na 'n goeie kandidaat wat dit gaan maak. Maar dan kom die Here, hy sê, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Dit moet 'n harde woord wees vir iemand wat God lief het, wat alles in sy lewe doen vir God. So hierdie is regtig maar 'n kind van die Here en alles in sy lewe. Hy doen alles reg. En dan kom die Here sê, maar ek het een ding, en as jy nie in dit gaan bekeer nie, gaan ek jou van jou plek afkom haal. As jy nie gaan terugkeer na eerste liefde nie,
En ek wil vanmôre met jou praat oor ons verhouding met God. En dit wat ek dink God van my wil hê, en dit wat God regtig van my wil hê. Dan wil ek Johannes 14 vers 23 lees, net vers 23, en dan wil ek na 1 Korintiërs hoofstuk 13 toe gaan, vanaf vers 1 tot en met vers 8. Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dit is eintlik so mooi skrif. So as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Sy gaan by jou kom bly. Die geheim van hierdie en verskeie ander gedeeltes wat oor hierdie gedeelte praat, gaan oor, as julle my liefhet, doen wat ek sê. So die begin en die einde van alles begin by my liefde vir die Here. Met die begin en alles begin by, ander plek sê dat jy die Here jou God met lief hê, met jou hele hart en jou hele verstand en al jou krag, met alles wat in jou is, met jy die Here lief hê en jy met ook jou naaste lief hê. So hy sê hierdie twee is baie belangrik. Ek kan nie sê dat ek het God lief as ek nie eens my naaste lief het nie. Kan nie, so die liefde wat ek vir die Here het en die liefde wat ek vir iemand anders het, loop hand in hand. Jy is onlosmaakbaar van mekaar. Hy sê as julle lief het, sal julle doen wat ek wil hê julle moet doen. So nou gaan ons verder. 1 Korintiërs hoofstuk 13 vers 1 tot 8 praat hy van die uitnemendheid van die liefde. Weereens as mens net gaan kyk na met wie hy praat hy nie met mense wat ongered is nie. Praat nie met die van mense wat nie die gees van God ken en die werk van die Here ken nie. Hy sê, wat sou ek die tale van mense en engele spreek? So, jy kan nie die taal van engele spreek as jy nie met ergens 'n geestelike ontmoeting gehad het. So al sou ek die taal van mense en engele spreek en ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal gehoor. Al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek ook geloof hê, sodat ek werklik kon versit, en het ek nie die liefde nie, dan sou dit vir my niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Dis scary. Ek sal sterf vir Christus, met ander woorde. Hulle kan my maar kom doodmaak. Kan my maar brand. Maar as jy nie die liefde van die Here in jou lewe het nie, beteken daai daad vir jou absoluut niks. Dis scary. Nou al my goed uitdeel. Hoe ek saai in die koninkryk. My hand is nie toe nie. Ek gee, hierdie is, ek het by begrafenis al soveel goeie manne begraaf. Dus vir hierdie ou sal sy hemp van sy lyf afgee vir iemand anders. Het jy nog so grappietjie gehoor? By 'n begrafenis sit die ma en die dogter en die goed en hulle huil en hierdie pastoor vertel van hierdie wonderlike ou. En die vrou kyk so na kinders en my kind, ek dink ons is by die verkeerde begrafenis, kom ons gaan. Jy sien, want as ons dood is, ons begrawe nie slegte mense nie. Almal is goed, almal gee alles vir almal. Hy sê sy, wat jy kan dit alles sê, if you don't have the love of Jesus in your life, it means nothing. As dit nie gebore is uit eerste liefde nie, as jy dit nie doen, omdat jy God wil verheerlik, en omdat jy hom lief het nie, kan jy al hierdie goedes doen, dit gaan jou nie hemel toe vat. Dit wat die woord sê.
Dit beteken vir jou absoluut, jy kan welwillendheid doen, jy kan na die wees en die weduwees kyk, maar as jy nie die liefde van God in jou lewe het nie, en jy kan nie die liefde van die Here hê, as jy nie hom het nie, as jy nie 'n verhouding met hom het nie, as jy nie verstaan wat sy hart is nie. Gaan ek verder? Ek is nou jammer as ek vanoggend iemand se goeie werke tot niks maak. En jy nou gedink, joh, ek is hom nie te bad nie. En jy nou vanmôre besef, Here, en dit is nie om jou te laat sleg voel nie. Dit is om vanmôre vir jou God se hart te verduidelik. Dat baie van ons dink, ek gaan dit maak, en baie van ons dink, ons gaan dit nie maak. En ek wil oor al twee aspekte praat vanmôre. Hy sê, dan sal dit my niks baat nie, vers 4, hy sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Man, toe oom Dani nou gesê het, liewe Jesus gaan kom, toe sien mens die vrug van hulle wat sê, hulle is kinders van die Here. Onder comments en comments, verdeeldheid, kwaadspraak, lelik praat, kwaad toe, jy kan gaan blaai maar net deur Facebook, wanneer goed oor geestelike dinge bespreek word, dan sien jy hoe vrug geopenbaar word. En dan is my hart so seer, want ek wonder, Here, waar is Jesus in dit alles? Waar is die vrug van die Heilige Gees? Waar is die lankmoedigheid? Waar is die vriendelikheid? Waar is die liefde wat alles moet bedek? Waar is die omgee? Waar is die hand van God in dit alles? Jy kan reg wees oor die woord en nog steeds hel toe gaan. Jou opinie oor dit kan reg wees. Maar as jou gesindheid oor dit nie reg is, wat gebore is uit die liefde, en omdat jy in verhouding met God is nie, dan beteken dit, al is jy reg gewees, is jy verkeerd. Van die woord van Here, hy sê net vir die disippels, hierin sal hulle weet dat julle my disippels is. Aan die wonderwerke? Nee. Aan die duiwels wat uitgedryf word? Nee. Aan die siekes wat gesond word? Nee. Omdat daar liefde onder julle is. Hulle sal julle ken aan die vrug. Woord van Here sê jy sal, want persoon, ons mag nie mense oordeel nie, ons oordeel nie mense nie, we are fruit inspectors. Woord van Here sê jy sal hulle ken aan die vrug. Toe ons kyk na die vrug, we are fruit inspectors. En aan die vrug sal ek weet wat 'n boom van God af is. Want hy sê nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk nie, maar hulle wat die wil doen van my Vader. Here, maar ons het in U naam duiwels uitgedryf. Here, ons het in U naam geprofeteer. Ons het in U naam siekes gesond gemaak. Dan gaan hy sê, gaan vir my af weg. En net voor dan sê hy, want elke goeie boom sal goeie vrug dra, en elke slegte boom sal vrug. Jy sal die mens ken aan die vrug. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ons moet vanmôre binne toe kyk na die vrug. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongehoorsaamheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoor alles, verdra alles. As jou liefde nog nie iets bedek wat jou vies maak nie, dan het jy nog nie volmaak geword in die liefde van die Here nie. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, maar die liefde sal nooit, ooit. En ek wil vanmôre heel eerstens oor die een deel praat, oor hoe baie die vyand reg kry, om ons besig te hou met die werke. En nou het vanmôre mooi gesê, ek sê nie, dan moet nie werke wees nie. Dit sê nie, ek moet nie arbeid vir Jesus en nie moeg word nie. Dit sê nie, ek moet nie die verkeerde goed nie verdra nie. Dit sê nie, ek moet nie my goed uitdeel vir as iemand honger. Dit sê nie, ek moet nie in tale gaan praat nie. Dit sê nie, dat ek moet nie my liggaam oorgee nie.
Maar wat dit sê, as ek nie by die liefde van God begin in my lewe nie, dan beteken al die goed niks nie. En ek luister in hierdie week na David Hernandez Digas, 'n prediker daaroor see, en hy noem 'n ding wat my nogal diep raak, want ek het al baie in my eie lewe en my verhouding met die Here oor hierdie goed gesukkel. En as ek dit vanmôre moet verduidelik, hoeveel van ons het na 'n goeie Sondagoggend, Sondag gee jy maak 'n nuwe oorgawe, Here, nou gaan ek die Here begin. Here, nou, hierdie week, Here, wil ek net nader aan God kom. Wie was al daar gewees? Wat jy besluit, Here, ek wil net nou wil ek wil meer Bybel lees, ek wil meer begin bid, ek wil my meer toewy aan die Here, hierdie week, Here, ek wil net nader aan God kom. Dan kom Maandag, en jy staan lekker vroeg op, jy lees lekker Bybel, jy bid lekker, en jy sonder af vir die Here. En dan, hoe voel jy, as iemand vir jou vra, dink jy gaan hemel toe vandag? Jy gaan sê, ja, ek voel goed, ek het lekker Bybel gelees vanoggend, ek het lekker gebid tyd gemaak, kom Dinsdag en Woensdag, dat jy so 'n bietjie verslaap. Nou is dan minder tyd, so nou moet jy net so vinnig op Bybel lees en bid en alles, en nou, as iemand vir jou vra, dink jy gaan hemel toe, dan gaan jy nie so lekker oortuig voel in jou binnekant, want jy dink, Here, ek kon nou vir 2 dae nie lekker bid en Bybel lees nie. So ek voel nie nou so naby aan God se kwalifikasie. Ek voel nie, ek het genoeg gedoen in hierdie laaste 2 dae, soos wat ek in die vorige 2 dae gedoen het, so ek wonder. En dan kom ons hier by Donderdag, Vrydag of 'n week verder, en jy kon glad nie by gebed uitkom. Alles het verkeerd geloop daai oggend. Jy kon nie bid nie, daar was nie tyd om te bid nie, en toe maak jy nou nog 'n fout by die werk op, en jy raak kwaad, en jy raak geïrriteerd, en jy raak vies, en as iemand dan vir jou vra, gaan jy hemel toe? Wat sal jou antwoord wees? Sou jy nog steeds so oortuig gewees het, soos die Maandag in jou wese, en praat van jouself, die oortuiging wat jy in jou het, hoe baie keer voel ons op 'n beter plek, ja, nou kan ek hemel toe gaan. Ek het al baie keer dit gebid wanneer dit met my goed gaan, en sê ek, Here, ek dink dis 'n goeie tyd om my te kom haal. As U nou gaan kom, gaan ek dit maak. Ek dink dit is nou die beste tyd wat Jakob kan huis toe gaan. Want as U langer gaan vat, gaan ek dit dalk nie maak nie. Want ek ken myself. Nou is ek op 'n goeie plek, ek bid lekker, ek sonder lekker af, ek voel lekker in my verhouding met die Here, so ek dink, nou wil ek huis toe gaan. Want ek weet, Here, oor 2 weke mag ek dalk nie meer so voel soos nou nie, want dan het ek ergens al weer kwaad geraak, ek het ergens weer vies geraak, of ek ergens nie so gebid soos wat ek moet bid nie, en dan voel ek vir my, Here, ek gaan dit nie maak nie. Dis nie sulke ouens, is dit net ek wat so voel baie keer. Maar as ek probeer deur my werke geregverdig word, dan probeer ek my liefdesverhouding met die Here bou uit dit wat ek doen uit. Verstaan nou baie mooi, werke is nodig. Maar as jy met God 'n verhouding wil hê, deurdat jy wil perform, gaan jy elke tweede dag in die moeilikheid kom, en dan gaan jy dink, Here, nou kan ek nie met God 'n verhouding hê nie, want ek het droog gemaak. En hier kom die woord, en hy sê, al doen jy alles reg, elke dag, en jy staan nie met my in 'n liefdesverhouding nie, dan beteken dit ook vir jou niks. En iemand het dit nog so mooi beskryf in Engels, en ek het dit altyd vasgehou, en ek hou daarna vas om te sê, that works will never produce salvation. Hoor mooi, works will never produce salvation, but salvation will produce works.
My verhouding met God sal die werke voortbring, maar my werke kan nie vir my 'n verhouding met God gee nie. Ek kan probeer en baie van ons probeer en ek dink, Here, hoe meer ek gaan bid, beteken dit dat ek nie moet bid nie. Ja, ek moet bid want dit is 'n verhouding wat ek met dit hê, maar as ek gaan bid sodat ek goedkeuring kan kry om nader aan God te kom en 'n pluspunt te lewe, dan mis jy die doel en die hart van God. God wil hê ek moet bid. En onthou, God het nie my gebed nodig nie. Hy kan God wees met of sonder my gebed. Ek het nodig om met hom te praat. Ek het nodig om 'n gesonde gebedslewe te hê, maar nie omdat ek dit wil maak nie, omdat ek hom liefhet. As ek iets vir die Here doen ek dit omdat ek hom liefhet en nie omdat ek punte wil kry om die hemel te maak nie. Maak dit vir jou sin vanmôre. Hoeveel keer is ons gebedslewe gebou daarop sodat ek geregverdig kan wees om die hemel toe te kan gaan. En steede daarvan, Lord, I just want to worship you. As my worship van so aard is dat wanneer ek goed is, ek nader aan hom voel en ek minder goed voel, ek verder, dan is daar probleme in jou verhouding met God. Ek het dit ander dag het ek en my en Jessie kyk, as ek gaan net met lief hê omdat sy skorrel goed moet was en die vloere moet mop en al, wat sy verhouding is dit? Dan is dit, het sy 'n slaaf geword vir my goedkeuring. En as alles wat sy doen of alles wat ek doen, daar is wat ek doen, sodat ons net nader, jy gaan nooit nader aan mekaar kom deur te perform in die huis. Wat moet ons doen? Ons moet tyd saam spandeer. En hoe meer tyd ek met haar spandeer, hoe meer weet ek wat vir haar belangrik is. Meer weet ek, dit is vir haar lekker as ek haar gaan help om skorrelgoed te was. Nou, dis nie vir een van ons lekker om skorrelgoed te was nie. Weet nie, daar seker mense wat daarvan hou, maar van ek hou niks daarvan. Veral nie as jy 3 laities het en hulle bou bergies met die goed. Ja, hulle weet om 'n foon te operate nie, maar hulle sukkel met 'n warm kraan en skorrelgoed seef. Jaco sê, ek sal 10 keer afdroog, ek wil net nie skorrelgoed was nie. Maar verstaan u vanmôre dat ek en jy moet 'n verhouding met God hê. Ek moet hom lief kry. En as ek hom lief het, sal ek goed begin doen, omdat ek weet dit vir hom lekker is om dit te doen. En ek doen dit nie vir sy goedkeuring nie. Ek doen dit nie om die hemel te maak nie. Ek doen dit nie omdat ek bang is as ek dit nie doen nie. As partykeer wat ek iets nie doen nie, of sy nie iets doen, dis nie 'n issue nie, want liefde bedek alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Ek hoef nie te perform sodat sy vir my moet lief wees nie, en sy hoef nie te perform sodat ek vir haar moet lief wees nie, want ons is lief vir mekaar, maar hoe meer tyd ek saam met haar spandeer, hoe meer verstaan ek wat vir haar belangrik is, en dan begin ek dit doen, omdat ek vir haar lief is, nie omdat sy dit van my verwag nie. Maak dit vir jou sin? En hoe meer tyd ek met God spandeer, hoe meer begin ek sy hart verstaan en sy hart ken, en nou begin ek goed doen, nie omdat ek dink ek dit moet doen, sodat hy my klaar lief gekry, 2000 jaar terug, het hy my 100% volkome lief gekry, en hy het my syne gemaak, en ek moet hom lief kry, met my hele hart en my hele wese. Maar ergens het ons teruggekom met performance. En ek het nou hierdie week dalk nie geperform, soos wat ek sê, nou gaan God nie vir my kan help nie. Ek kan nou kom jy ergens deur hierdie 2 weke, waar jy nie so gebid het, soos wat, en nou kom jy in die moeilikheid, en jy nood, en dan sê jy, hoe kan ek nou met God praat, maar ek het nou nog nie, hoe kan jy nie met hom praat nie, want jy is in 'n liefdesverhouding met die groot God van die hemele, en ek wil vanmôre vir jou sê, God roep vanmôre mense terug na relationship toe, en sê vir begin ek weer om my lief te kry, Here, maar my gebedslewe is in 'n gemoor, dis so right, as jy gaan weer begin dit, om by, weet jy, ek het dit al gedoen,
Ek moet die eerste keer tot my hart vir die Here gegee het, 'n awesome ontmoeting met die Here gehad. Niemand het nodig vir my gehad om te sê, jy moet gaan bid nie. Ek wou net gaan bid. Ek wil net 'n bietjie tyd van my Here spandeer. Partykeer 10 minute, partykeer 15, partykeer 20 minute, daar was nie 'n tyd aangekoppel nie, hoekom nie, want I'm just going to spend time with him. En dan kom iemand ergens religious en sê, nee, jy moet vir 'n halfuur bid. Jy moet so bid en jy moet so bid en jy moet so bid en jy moet hierdie goeders hê en hierdie routines hê en jy moet elke oggend so laat opstaan en jy moet so lank bid en as jy nie so lank gebid het nie, so gebedsleef. En dan kom ons weer terug by werke. En nou begin ek voel hoe minder ek kan volhou aan 'n routine gebedslewe. Hoe minder voel ek dat ek met God 'n verhouding kan hê. Maar hoe meer ek met God 'n verhouding het, hoe meer besef ek, Here, of ek nou in die oggend, die middag of die aand met hom praat, of in my kar met hom praat, of by die werk met hom praat, of as ek onthou toe ek 'n mechanic was, as die ander ou se smoke break gevat het, dan hardloop ek toilet toe. Dan gaan ek het vir die Indiërs gewerk, so hulle het nie my Bybeltjie gelike daar nie. Dan hardloop ek toilet toe, dan sit ek al by die toilet en dan lees ek my Bybel en ek praat met die Here en ek worship hom net en dit was vir my so lekker geweest. En dan was al party daar wat ek nie daarby kon uitkom nie, en dan was daar ander daar wat ek daarby kom uit, maar dit was so lekker, want dit was spontaan, en hoe meer tyd ek met die Here spandeer het, hoe meer wou ek by hom wees, hoe meer dit was net lekker geweest, maar ek het, dit was net vir my, ek het dit nie lekker gevoel as ek die dag nie by hom kon uitkom nie, want dinge gebeur partykeer. Maar gelukkig het hy gesê in sy woord, as julle my liefhet en doen wat ek wil hê, sal ons by jou kom woon, en dan weet ek dat die Here is met my, al gaan ek waarheen, al gaan ek deur wat se ding, ek is in 'n verhouding met die Here, wat nie gebaseer is op werke nie, moet ek die werke doen, ja hy sê, as julle my liefhet, maar ergens het ons dit omgedraai, en probeer ons liefde koop, deur die goeders te doen, en jy kan nie nader aan God kom, deur goed te doen nie. Maar hoe nader jy aan God kom, hoe meer goed begin jy doen. Maak dit sin vir jou vanmôre. En jy sit mense vanmôre hier en jy voel ek het die Here so gefaal. Ek weet nie hoe gaan ek onthou daar was 'n tyd toe ek so 'n bietjie afgedwaal. Ek het nou nog gesê, ek onthou die eerste keer toe ek my hart vir die Here gegee het, dit was net amazing. Jy wil net tyd saam met jy wil net vir almal vertel van Jesus. Daar was nie routines nie. Jy het gebid wanneer jy lus het, jy het Bybel gelees wanneer jy's opgewonde oor kyk hierdie skrifgie, kyk is dit 'n ou skrifgie wat almal ken, maar vir jou was dit wow. Hoekom nie? Want jy het net meer van Jesus gekry. Dit is so lekker om iets te leer, iets nuuts te lees uit die woord uit. Nou ewe skielik kom religion en sê religion vir jou nee, so. En dan kan jy dit nie volhou nie. En op 'n stadium dwaal ek so 'n bietjie af. En toe probeer ek terugkom na God toe. Weet jy wat ek probeer terugkom? Deur alles te doen wat ek voorheen gedoen het. Okay, ek onthou, ek het baie gebid, ek het baie in die woord spandeer, nou moet ek net eers weer my gebedslewe regkry. En dan traai het jy al getraai jou gebedslewe regkry as jy 'n bietjie verkoud het? En dan probeer jy die goed doen wat jy gedoen het die eerste keer 2 jaar, jy kry dit nie weer reg. Hoekom nie? Want nou traai jy die goed doen om by God uit te kom, in plaas om by God uit te kom om die goed te doen. En jy kan nie, of God 'n verhouding het. Dit is onmoontlik dat my verhouding met my vrou beter gaan word, omdat ek skottelgoed was. As ek dit dink, dan verstaan ek nie haar hart nie. Want enigeen kan die skottelgoed was, maar nie enigeen kan langs haar sit en haar hand vashou. Enigeen kan die goed doen. En die Here vra vanmôre vir jou, ek soek weer 'n verhouding met jou. Ek wil net hê jy moet net weer terugkom by eerste liefde. Jy probeer so hard, maar as jy nie by liefde begin en by liefde eindig nie, beteken dit vir jou niks. Jy sal nooit, jy kan die beste gebedslewe hê, dit beteken nie jy is naby aan God nie. Dis 'n gevaarlike ding om te sê. Hoe kan ek dit weet? Vrug.
Die vrug in iemand se lewe is 'n bewys van hulle verhouding met God. Nee, hoe goed jy kan die Bybel ken en jy kan so onvrugbaar wees. Jy kan die Bybel beter as ek ken, dit beteken jy gaan vrug dra. Vrug word gebore uit verhouding uit. Onthou jy so tannie gewees, sy is nou ook al by die Jesus en sy was 'n regte vuurvreder vir die Here gewees. Maar sy was nog van die ou gaan, die ou Pinkster tannies. Koi! En kijk, ek gee nie om as iemand my op my naam noem en of as jy vir my wil sê pastoor is dit fyn, as jy vir my wil sê Jaco is dit fyn, ek is nie gepla oor die titel nie. En ek het met baie mense verhouding, ek het al agtergekom, mense sukkel met 'n pastore verhouding en ek praat van 'n vriendskapsverhouding. En dan die oomblik, hier is die pastoor. Nee. En baie mense weet dat Jaco is eintlik ook eensaam. Ek is maar net 'n mens, ek soek ook geselsies, ek soek ook, en ek wil nie ook altyd net oor die Here praat nie. Almal dink as hulle die pastoor sien, nou moet ons die Bybel praat. En dalk wil ek ook oor iets anders praat, oor motorfietsse of oor, ek het ander belangstellings ook, wat die Here my mee bless. Ek hou ook van motorfietsse, ek hou ook van karre, ek hou ook van ander goed. Wat mooi is, praat dan nie van lelike goed nie. Maar jy sien, en hierdie tannie kon dit nie hanteer, dat mense vir my op my naam noem, o pastoor, jy gaan mense moet leer om respek te hê. Wat tannie, waar is die liefde van die Here en dit, om respek af te dwing? Julle sal mee, ek is niks. I'm a nobody. My titel vat my nie hemel toe nie. As ek eendag voor God gaan staan, gaan God my nie aanspreek as pastoor Jaco Duisel nie. Hy moet my praat as sy kind en sê, Jaco, ek het verantwoordelikheid as gevolg van die titel, waarvoor ek verantwoording gaan moet doen voor God eendag. Ja, dis saam met die titel kom verantwoordelikheid. Want ek gaan moet rekenskap gee, wat het ek met God so goed gedoen. Rentmeesterskap. En sy nooi my eendag vir koffie. Saterdag gaan koffie drink, en sy wil bietjie met my praat oor die dinge. En ons gaan sit daar by die spur. En sy behandel, kyk hierdie tannie, het die gawes gehad, sy profesie gehad. Sy is regtig waar intercessor bidder kragtig gewees. En sy behandel hierdie vroukie wat ons bedien so lelik. Ek kry so skaam. Tog Here, ons moet kinders van die Here wees. Ons moet die vrug dra. Ek het nou nie eens om lus om nie te wees. Ek kry skaam om nie te wees. En die Gees van die Here praat met my en sê vir my, al kan jy alles doen en jy het nie die liefde van die Here nie, beteken dit vir alles niks. Al kan jy die woord ken, al kan jy profeteer, al kan jy siekes gesond maak, die Here deur jou, al kan jy dit alles doen, if people doesn't see the love of Jesus in your life, it means nothing, and you cannot have the love of Jesus if you don't love Him. Nou, ek is lief vir die Here. Die Here sê, as jy lief is, moet jy doen wat ek sê. Hierdie ding gaan twee kante toe. Gaan oor my vrug, wat ek buite toe dra, want mense met Jesus sien. En dit gaan oor met my verhouding met God. En ek het die woord gebring, soos wat die Here op my hart gelê het. En soveel mense in hierdie plek, wat ek vanmôre ervaar, jy probeer so hard, om nader aan God te kom. Maar nou probeer jy die goed doen wat jy gedoen het, in jou gebedslewe werk, en jy probeer aan dit, en al wat die Here sê, ek wil net hê jy moet weer terugkom na my toe, begin om my lief te kry. Kom net terug by eerste liefde, en dan sal ek jou leer wat ook ek wil hê jy moet doen. En baie keer, ek onthou jare terug, ek het dit al genoem, kom ek een sondagoggend, my kantoor was nog hier agter gewees, en ek is daai sondagoggend moeg, ek is uitgeput, ek is inteendeel het ek gewen, en Wendel was 'n ander pastoor, wat ek kon vra, kom preek, ek wil bietjie afvat. Ek het nie lus om kerk toe te gaan nie. Ja, maar ek moet maar.
So ek vir Jesus sê, ek wil nie gaan werk nie. So sê jy moet gaan, jy is die pastoor. Jy kan nie oor die huis bly nie. Jy moet maar gaan. Maar daai oggend voel ek uitgeput. Geestelik, emosioneel uitgeput. Ek sê, Here, maar ek is nie veronderstel om so te voel nie. Dit moet mos lekker wees om die Here te dien. Maar ek is vanmôre hier en dit voel vir my soos 'n las. Verstaan ek, die Here praat met my. En die Here begin met my te deel hoeveel goed ek besig was op daai stadium om te doen, omdat ek gedink het dit is wat God van my wou gehad het. Ek het beradings gehad, huweliksberadings vir 4 aande 'n week tot 11 uur in die aande. Ek is besig met die dinge van die Here, want ek het gedink dis wat God van my wil hê. Hoe meer ek hierdie goeders doen, hoe meer gaan God tevrede wees. En ek kom op 'n plek waar ek uitgebrand raak. En die Here sê, ek het nie vir jou gesê met al hierdie goed doen nie. Jy dink dit is wat die kerk en die mens van jou verwag. So jy doen al hierdie goeders sodat jy my goedkeuring kan kry. In steede daarvan, as jy my hart geken het, so ek al lank al vir jou gewys het, die helfte van hulle moes jy nie gedoen het nie, want hulle soek nie God nie, hulle soek net 'n antwoord. Maar hulle wil nie die Here dien nie. 90% van daai beradings het mense nooit kerk toe gegaan. Soek net iemand om aan hulle kant te wees, sodat my vrou verkeerd is, of my man verkeerd is. Maar hulle soek nie God nie, soek nie die waarheid nie, wil nie die Here dien nie, en dit is tog die antwoord van enige vrou. En toe die Here my losmaak, en die Here gee my 'n opdrag, hy sê, vir die volgende jare, doen jy geen beradings. Wanneer maar mense gaan vir my kwaad wees, hy sê, wie wil jy please, die mens of my? Vir die volgende jaar sonder jy jouself af vir my, van jou vrou, en bou net die op. Hoeveel keer doen jy goed, omdat jy dink dit is wat God van jou wil hê, omdat jy nie sy hart ken nie. Jy het jou inteendeel verder van hom al weggevat, want jy voel, ek kan nie volhou hiermee nie. Want die kerk sê, ek moet dit doen. Is dit wat God sê? En as die Here vanmôre met jou praat, en jy voel soos daai een sê, Here, ek voel net, of ek net nie goed genoeg is. Ek probeer so hard, om die Here te dien, maar kom net nie by daai plek uit. Die Here wil vanmôre vir jou sê, ek sien alles wat jy doen, maar ek wil hê jy moet terugkom na jou eerste liefde toe vanmôre. Ek wil hê jy moet weer jou hart vir my gee, ek wil hê jy moet weer my begin lief kry. Wil jy maak los al hierdie verantwoordelikheid wat jy op jouself gesit het, wat jy gedink het. Jy kom net eers weer by my uit en kry my lief. Staan op die voete saam met my. En net daar waar jy is, nou wil ek jy moet maak jou oë toe. Ek wil net gee net sommer vanmôre, sommer gee jou hart opnuut vir die Here. Maak net vanmôre 'n nuwe liefdesverklaring, sê Here, maak my los van alles van hierdie wêreld, elke vooraf opgestelde idee, bring my net eers weer by u hart uit, Here. Bring my net eers weer by 'n plek waar ek 'n verhouding met God, en kom vat die guilt en die shame, want jy staan vanmôre, is iemand in hierdie plek wat met hierdie guilt en shame loop, want jy voel, ek het die Here gefaal, en hoe kan God my lief hê, en ek kan vanmôre vir jou sê, God sê, hoe kan ek jou nie lief hê nie, want ek het vir jou gesterf op die kruis, nie omdat jy volmaak is, nie, maar omdat ek jou volmaak wil maak. Vader, ek het hierdie woord gebring, soos wat jy op my hart gelê het, en ek wil bid vir elke een in hierdie plek, selfs hulle wat na die tyd na hierdie woord gaan luister, dat u Gees mense weer sal terugbring in 'n verhouding en 'n relationship. Here, stroop ons van alles wat die kerk, religion en onsself en mense op ons geplaas het, wat nie u hart is nie. En bring ons net weer by u hart uit. Leer ons om u lief te hê. Leer ons om u lief te kry. En kom vat vanmôre hierdie las, want u woord sê, my juk is sag en my las is lig. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Kom vat hierdie, die Here sê, ek het die las van 'n religion op my kom vat, sodat julle dit nie hoef te vat nie.
Vader, ek bid vanmôre, maak mense nou los van hierdie las wat daar is en wat hulle kom stroop het en kom steel het om in ware verhouding met U te sit. Herstel vanmôre mense tot U. Vergewe ons vanmôre, Here. Was ons met die bloed van die lam. Reinig ons en heilig ons en bring ons vanmôre terug by eerste liefde. Bring ons terug, Here, en help ons om vrug te dra. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.